Goeiemôre, Suid-Afrika, 21ste Augustus. En gister het ons gerapporteer van die nuwe skuif van hierdie Iran-oorlog, wat nou direk op ekonomiese druk is op Iran. En president Trump het aangekondig dat hy alle ander lande wat eers 'n lifeline vir Iran gooi, gaan sanksies teen hulle insit. Nou hulle is besig om 'n bil voor te berei vir hom om te teken in die volgende 2 weke. En iets wat baie interessant was, die naam Suid-Afrika het pertinent op hy bil gekom. So, hulle het nie uit die lys afgegaan van BRICS-lande nie. Rusland en China is definitief daarop, en Iran, India is daarop, maar dan is daar 'n paar ander lande wat in die Midde-Ooste omgewing is, en toe kom die naam Suid-Afrika by. Wat beteken dit vir Suid-Afrikaners? Ongelukkig beteken dit, die rede dat jou regering, hy klomp kriminele wat julle daar in die regering het, so groot maatjies met Iran is, en Iran wil bly en wil groot nek skiet op die internasionale plek en sê hoe support hulle Iran, dit gaan hulle byt. Maar die probleem is, dit byt nie vir hulle nie. Dit byt ongelukkig julle, die verbruikers, die taxbetalers. En ons almal weet wie betaal die tax in Suid-Afrika. Daar is nie 'n geheim daaraan nie. Dis oor groot die blanke populasie. Die groot gedeelte van die swart populasie, van die groot 40, 50, 60 miljoen mense in Suid-Afrika betaal nie belasting nie, want hulle het nie inkomste en hulle word geshaai somewhere. So ons weet wie dra die belasting en wie gaan op die eind betaal hiervoor. Maar dis nie al nie. Die brandstofprys by julle, alhoewel dit by ons afgekom die laaste week, by julle gaan weer op. Die olieprys het afgekom in die laaste week en dit hover hierso by tussen 85 en 90 dollar op die oomblik, waar dit 120 dollar was tydens die oorlog. Ons petrolpryse het sommer in die laaste 2 dae het hy afgekom. Maar dan is daar voorskrifte wat wys julle sal gaan opgaan. So jou regering, die skelmregering van julle, misbruik hierdie situasie om ekstra geld uit julle uit te kry. Ons weet klaar, hulle slit omtrent 40 tot 45% levies op hulle regte koste van brandstof, want dieselfde petrol wat julle in Suid-Afrika maak en uitvoer Zimbabwe of Botswana toe, word daar teen 10 of 20% van die wat julle voor betaal verkoop. Ongelukkig is dit so. So wie gaan op die ou en swaar kry met hierdie regering van Suid-Afrika wat so hand op die blaas sit met die Iraniërs? Is die verbruikers wat ongelukkig julle is. Dis 'n jammerte dat so iets moet kom. Maar op die oomblik, die ekonomiese druk wat so erg op Iran is, gaan daar bly. Die USA's Lincoln is nou terug. Die aircraft carrier wat daar lank ontplooi was, hy is nou terug op amper by San Diego en die Washington het oorgevat by hom. So daai blokkade wat daar is in die Strait of Hormuz om Iran skepe te keer vir wat Iran besigheid doen, bly in plek. En squeeze hulle lekker nou. Daar selfs ander planne om die Caspian Sea ook te blok en te beheer oor wat se goed daar in en uitkom van Rusland af. So dis nie goeie nuus vir Suid-Afrikaanse verbruikers nie. Ongelukkig nie. Maar dis goeie nuus vir die wêreld. Wat keer dat Iran sy hande op 'n blerrie nuklearbom kry, want hy sal dit onmiddellik gebruik. En daarna, as hy nuklearwapens het, kan jy maar vergeet dat hulle ooit weer die Strait of Hormuz free market sal hê. Hulle sal die hele wêreld kontrol met daai agter die beskerming van nuclear weapons. En dis waaroor die ding gaan. Okay, geniet die dag verder. Cheers.